Haar Blerrie Bierman, episode 11. Saterdag werk Sam en sy span tot 5 uur en wanneer hulle vertrek, tap Elzaan vir haarself 'n lekker warm bad. Wanneer sy daarin afsak, probeer sy om 'n slag te ontspan. Maar dit help nie regtig nie. Dit voel die heeltyd asof 'n groot hand haar maagwand in 'n vuis vasgevat het en dit kort 'n draai gee. Die spanning oor die huis en alles wat reeds verkeerd geloop het en nog kan verkeerd loop, vreet haar op. Boonop is sy bekommerd oor hoe Rikus vanaand teenoor haar gaan optree. Hulle het beslis nie op die beste voet afgeskop nie. Sy is nie gewoonlik bang vir onbeskofte manne nie, maar terwille van haar nuwe vriendskap met Clarissa, hoop sy dat die aand nie te vrot sal verloop nie. Aan die ander kant kan die draai op haar maag ook toegeskryf word aan die feit dat sy nog glad nie vandag geëet het nie. Sy is honger. Vir die eerste keer in 'n lang tyd doen sy bietjie meer moeite met haar hare en grimering. Toe begin sy klere uithaal en daar kan sy nie besluit wat om te dra nie. Sy verstaan dit nie heeltemal nie. Sy wil mooi lyk, al probeer sy om haarself te oortuig dat dit nie vir Rikus is nie. Hy sien haar mos glad nie raak nie. Maar miskien is dit juis hoekom. Hy's vir haar mooier as die lewe self en hy sien haar nie raak nie. Verflaks man. Sy is miskien nie heeltemal so popmooi soos haar ma wat baie na Sally Field in haar beste jare lyk nie. Maar sy het daarom ook nie heel agter in die ry gestaan toe skoonheid uitgedeel is nie. Nog klere kom uit die kas. Uiteindelik trek sy 'n swart langbroek, grys gebreide top en haar gunsteling dik rooi jas aan. Sy gaan haal 'n bottel Rupert and Rothschild Classic 2016 uit haar klein wynversameling en bind 'n strik daarom. Daarna groet sy vir Spookie, waar hy in 'n klein bondeltjie tussen al die klere op haar dubbelbed lê. Hy slaap en sy sê ewe plegtig, jy wag net hier vir mamma. Moenie gaan rondloop nie, dis gevaarlik buite. Daar is blokkies en sagte kossies in die kombuis op die rak. Ek gaan nie te laat terugkom nie. Wanneer sy uitstap en haar voordeur sluit, sien sy dat daar 'n toerbus buite in die straat voor Kleerskaia staan. Clarissa wag reeds vir haar daar in die mooi voortuin, naby die hek. Die geur van Rikus se beroemde curry laat Elzaan se mond reeds water. Die toergroep kuier in die eetsaal. Hulle gaan nie almal by Kleerskaia tuis nie. Party slaap in die gastehuis verder aan in die straat. Hulle het sommer oorgestap, beduie Clarissa, terwyl hulle twee teen die trappe opstap. Maar Rikus het vir ons 3 in sy privaat woonkwartiere langs die kombuis gedek. As sy gaste eers aan die gang is, sluit hy vanaand by ons aan. Hulle stap deur die portaal, verby die gepakte eetsaal en in die gang af. By die eerste deur na die kombuis wys Clarissa vir haar om daarin te stap. In Rikus se privaat woonkwartiere staan daar 'n ronde 4-sitplek eetkamer tafel in die een hoek, waarby 3 plekke gedek is. Daar is 'n lekker groot slaapbank in die teenoorgestelde hoek. Oorkant die slaapbank is daar 'n eislike groot TV-skerm. Deur die venster sien sy 'n onderdakstoepie met 'n kroegtoonbank en 'n braaiplek buite. Teen dieselfde muur binne in die huis brand daar 'n kaggel. Sy braaiplek en kaggel deel 1 skoorsteen. Dis 'n baie slim plan. Vanaand brand daar 'n vuur in sy kaggel. As dit ooit eendag somer word op hierdie yskoue dorp, kuier die man en sy vriende waarskynlik 'n hond uit 'n bos by die braaiplek aan die buitekant. Teen die mure hang natuurfoto's en geil-groen bosse en bome en wildlewe. Die foto's is so perfek en duidelik, dat Elzaan enige oomblik wag dat die olifant sy oog vir haar moet knip, en dat die zebras by die suiping hulle koppe gaan opruk, rondkyk en daarna die veld in laat spander. Sy sien hoe hierdie mooi man op sy maag en op grondvlak afsak en rondkruip, geduldig wag vir die perfekte foto. Duidelik het hy boonop 'n oog vir 'n goeie komposisie. Dit was in Elzaan en Ben se graad 11 jaar, toe hulle ouers hulle twee die hele Julie vakansie op 'n natuurlewe fotografie kursus gestuur het, saam met 'n groep daar in die groter Krugergebiede.
Nie omdat sy en Ben soveel belangstelling daarin getoon het nie. Nee, omdat pa en ma vir 21 dae oor see wou gaan toer, sonder die kinders. Dit het hulle duisende rande gekos, want elke kind moes met sekere basiese kamera toerusting daar aankom. Maar uiteindelik was dit groot pret. Al was hulle die enigste japsnoete tussen 'n klompie heel wat ouer mense, was dit leersaam. En helaas, nou het Elzaan die kennis om te sien dat Rikus nie net 'n stokperdjie fotograaf is nie. Hy mag maar. En hy het al 'n hele paar kompetisies ook gewen, wys die medaljes daar langs sekere van die foto's. Rikus hou sy oog op die voordeur. Te alle koste wil hy vermy dat sy ma vanaand alleen met die klein klits van langsaan praat. Onder geen omstandighede mag hy gesprek in die rigting van die kwessie van 'n sinkende garage draai nie. Hy het Janus gisterand by die Boskroeg net buite die dorp ontmoet vir 'n stykende bier. Die man het met kleur en geur beduie hoe die arme vrou se bokkiepruinis omtrent uit haar kop gepop het van skok. Hy moes natuurlik so bietjie aandik oor ondergrondse sygange wat heel moontlik onder deur haar kombuis en sitkamer ook gaan. Hy weet nie wat sy vir haar plek betaal het nie, maar as inligting soos hierdie uitlek, sal die eiendom waardeloos wees, sou sy dalk eendag besluit om weer te verkoop. Volgens Janus was hy uiters professioneel en oortuigend. Uiteindelik verskyn die dame, wat nou al vir 2 dae Rikus se gedagtes oorheers, saam met sy ma in die portaal, en die 2 stap geselsend verby na sy privaat woonplek. Haastig deel hy 'n paar opdragte aan sy 2 kelners uit, gaan maak vinnige draai by Dada aan die kombuis, en toe stap hy na hulle toe. Elzaan staan daar met haar rug na die deur, haar oë op die natuurlewe foto's wat hy gedurende sy jare as staptoer veldwagter in die Natalse parke geneem het. So mooi, jou seun het voorware oog vir 'n goeie skoot, sug Elzaan. En Rikus kan die waardering in haar stem hoor, voordat sy omdraai. En sy lyk so mooi, dat hy amper haar woorde echo, waarna hy sy asem stadig uitblaas. Dit is nie oor haar uitlating oor sy foto's wat hy saamstem nie. Dit gaan oor haar. Hoekom sien hy dit nou eers raak? Die vrou is asemberowend mooi. Sy het fyn gelaatstrekke, 'n ligte vel omring deur donker hare en die mooiste bruin oë wat hy in sy lewe nog gesien het. 'n Sensitiewe mond wat vra dat iemand sin daarop moet rus. Net nie syne nie. Snaaks dat hy dit vanaand vir die eerste keer kan waardeer. Maar dan was hy natuurlik nou die dag buite homself van woede oor die vragmotor wat ewe kontant dwars oor Claire Skaya se oprit geparkeer was. Ag nie net dit nie, hy het natuurlik rede om vir haar smoor kwaad te wees oor veel meer as dit. Sy is sy aardsvyand oor die skaak van sy drome, die huis langs aan. Sy gesig en longe vol peper sprei daar die eerste aand wat hom laat glo het dat sy sterwensoomblik aangebreek het en veel meer. Regtig Rikus, wat nog? Sy verstand slaan bot toe en hy kan nie regtig onthou hoekom nie. Hy besef net dat hy staar. Hy probeer om homself te oortuig dat skoonheid iets is wat vroue so kan verbeter met onderlaag en iets aan die oë en daardie volmonde. Dan natuurlik gebruik sy spesiale nagroom en masker wat die kleur van houtskool is. Nie dat hy belangstel om uit te vind wat dit is nie. Hy het net al sulke goed op advertensies in tydskrifte gesien. Hy en sergeant Sheikh Singh het haar verkleurmannetjie etnisiteit daaraan toegeskryf. Hy beter nie in die nag langs haar wakker word en sy staar uit 'n houtskool gesig na hom toe terug nie. As hy enige aspirasies met haar gehad het, om haar van naderby byvoorbeeld te verken, sal alles aan hom plat val, soos 'n soldaat wat in vyandelike linies beland het. Sy groen oë en haar mooi bruinis is vir 'n hele paar sekondes in mekaar vasgevang. Hulle meet mekaar. Die uitdrukking op haar gesig wys dat sy weer wag vir daardie vyandigheid waarmee hy haar mos gereeld begleer. Rikus probeer om te onthou wat gemaak het dat hy elke keer wou ontplof as hy net aan haar gedink het.
maar die lont is nog daar. Die kruidvat is net onverwags weg. Mense gesels in die vertrek daar naby. Hier in sy woonstel is daar 'n vreemde stilte, ewe skielik. Uit die hoek van sy oog sien Rikus dat sy ma vreemd na hom kyk, en toe na Elzaan en daarna terug na hom. En toe verskyn daar 'n geheimsinnige glimlag om haar mondhoeke. Sy neem Elzaan aan die arm en trek haar nader. Elzaan, jy het mos al my seun Rikus ontmoet. Rikus, hierdie is Elzaan. Nee, inderdaad het ons al ontmoet. Hierdie is vir jou, Rikus. Ek hoor jy is die chef vanaand. Daar is 'n effense stottering in haar stem, wanneer sy die bottel wyn in haar hand na hom toe uithou. En ek wil net sê, ek kom in vrede. Vrede. As hy daardie woord moet herhaal, sal hy sy hand agter sy rug moet hou en wys en middelvinger moet kruis. Sy mag mooi wees, en hy was miskien vir 'n kort oomblik gejinx deur haar, maar dit is steeds oorlog, hier op die Hoëveld. Koue oorlog, ijskoue oorlog. Welkom, en dankie hiervoor, kry Rikus dit uit en neem die wyn by haar. Hy lees die etiket toe roep hy uit. Genigtig, hierdie is peperdierwyn. Is dit om vanaand te drink? Nee, dit is joune. Jy maak daarmee net wat jy wil. Wel, dan gaan dit eers in my persoonlike versameling. So wat skink ek vir julle twee dames? 'n Wit wyntjie vir my. Sy ma lyk soos 'n kat wat reeds 'n peringmelk ontvang het. Sy hoor natuurlik voortydig huweliksklokkies lui. Gedagtes soos daardie sal hy so gou as moontlik in die kiem moet smoor, want Elzaan gaan nie meer so lank daar by hulle wees nie. Sy gaan heen, nie dood nie, sy gaan trek. Wyn, dankie, ek drink ook witwyn, antwoord sy. Reg. Rikus sit die bottel met rooiwyn op die klein buffet teen die muur langs die TV-tafel neer. Wanneer hy omdraai, is Elzaan besig om haar jassie los te knoop. Die atmosfeer in Kleskaya is mos gemaklik soel, danksy die kachelvuur. Soos 'n ware heer, met sy opvoeding van ordentlike ouers, steek hy 'n hand na haar toe uit. Kan ek jou help om jou jas uit te trek? Sy draai om en laat sak die jas oor haar skouers, en hy neem dit en hang dit op. Wanneer hy weer 'n oomblik na haar kyk, spring daar 'n beeld uit, van hoe sy haar arms oplig, en hy haar verder help uit die grys polonek gebreide kleeftruitjie ook, en onder dit sien hy 'n prentjie van haar slanke lyfie in 'n sagte, vroulike kamisool toppie. As sy sy arms sou toelaat, sal dit maklik om haar gaan, wanneer hy haar daarna teen hom sou vaskoester. Bliksem, stop dit! Kom sit by die tafel, bedui hy, en probeer om 2 stoele uit te trek. Een kom gemaklik uit, maar op die ander stoel lê sy wit kat Sneeuwie. Die mannetjie strek homself uit en maak een van sy grasgroen oë traag oop. Alright, ouma se seentjie, lê maar. Ons skuif net die borde na die sitplek langs aan, troos hy. Hy hoor 'n uitroep agter hom en sien hoe Elzaan se hand oor haar mond vou. Dit lyk asof sy 'n spook gesien het. Uiteindelik amnesie. Daardie uitdrukking op haar gesig kan net een ding beteken. Sy hou nie van katte nie. As hy ooit weer vir 'n vrou val, moet sy net so mal wees oor katte as hy. Hy vra, wat nou, is jy allergies vir katte, of hou jy bloot nie van diere nie? Moet ek vir Sneeuwie uitgooi? O, en wat van Roy Orbison? Want daar stap sy ma se kat met die donkerbruin gesiggie ook nou by die sitkamer in. Lyk mos soos iets wat bril dra, vandaar sy naam, vernoem agter die sanger met die groot swart bril. Nooit verder as 2 meter van sy ma af nie, wanneer sy hier by Kleskaya is. Hiermee sal hy beheer neem. As Elzaan eis dat Sneeuwie en Roy moet uit, dan pos hy haar met die punt van sy skoen die donker nag in. Raak aan hulle katte, en jy trap op hom wat Rikus Fourie is se stert. Maar Elzaan keer dadelik, nee, asseblief nie, laat hom lê, dit is koud buite. Sneeuwie het my net laat dink aan 'n kat wat ek eens gehad het, 'n baie kosbare wit kat. Sy naam was Spookie.
Sy buig oor Sneeuwie en streel teer oor sy kop en rug, waarna die kat luid aan die spin raak. En toe raak sy met haar hande aan ou Roy Orbison ook. Daar is skielik soveel weemoed op Elzaan se gesig, dat Rikus amper weerlus voel om haar in sy arms toe te vou, met sy vingers oor daardie blinkbolshare te streel en haar saggies te troos. Die keer nie omdat hy daaraan dink om lakens plat te stryk en haar kamer toe te neem nie. Hy wil haar troos en vertel dat die wêreld nie regtig so slegte plek is as wat sy tot nou toe gedink het nie. Hy wil haar vertel dat daar iewers mense is wat vir haar goed gaan wees, maar o genade, solank dit net nie hy is nie en dit moet ook nie in die huis hier langs aan wees nie. Hy gaan nou beheer oor sy wipplankgevoelings neem en probeer onthou wat sy missie vir die volgende paar weke is. Operasie Voortsak, buurvrou. Sy stem raak streng. Nou maar vind asseblief vir julle stoele, die wyn is op pad. Kan ek sommer terselfdertyd ons voorgereg ook bring? Ja, dankie, sê sy ma, en tel vir Roy by haar op die stoel toe sy gaan sit. Dit klink fantasties, antwoord Elzaan, en daar klim Sneeuwie by haar op haar skoot. Is sy sarkasties? Hy kyk haar vas in die oë. Daai klein tikkie menslikheid en vreemde beroering van man wees in hom het gekom en gegaan. Hy het dit gepos, daardie flitende oomblik behoort nou aan die verlede. Hoe vertrou sy ma om 'n spanner in sy werker te gooi? Want sy vra toe nou skielik, hoe vorder jou bouery, Elzaan? Rikus steek eers weer in die deur vas. Dit moet hy hoor. Elzaan antwoord, eintlik verbasend goed. Jy was reg oor die teels. Sam en sy span het dalk eers komende maandag al klaarmaak daarmee en uiteindelik is my skuifdeur ingebou. Ek kon my huis sluit. Gaaf. Rikus skink die wyn en drafstap kombuis toe om die voorgeregte te gaan haal. Met die terugkom hoor hy hoe Elzaan sê, dit voel net steeds asof ek 'n tree voorheen toe gee en 4 tree terugbeland. Hier kom dit nou. Rikus sit die wyn en voorgeregte by elke plek neer en kondig kliphard af. Forelpaté en 'n volkoring olyfbrood met regte botter. Sal ons dank, dan kry julle asseblief self van die brood. Hy steek sy hand uit en wag dat sy ma die een en Elzaan die ander een neem. En toe vergeet hy amper sy rympie oor wat dit aan hom doen. Hy prewel iets wat hy self nie heeltemal verstaan nie en hoop maar dat die gewer van alle goeie dinge presies weet wat hy bedoel. In sy gedagtes vra hy ook sommer mooi om die nodige wapenrusting te ontvang. 'n Skild, sodat hy Cupido se simpel pyle wat 'n stomme sot so onverwags en ongevraagd kan tref, kan afweer. Lanklaas was hy so weerloos in iemand se teenwoordigheid en hy weier om dit te erken. Onthou jou missie, jou lewensdroom, Rikus, maak homself weer eens by mekaar. Jy is nie meer 'n skoolseun nie, jou voete is mos vas op die aarde. Dit werk. Na sy amen, vra Elzaan, nadat sy waarderend na die voorgereg gekyk het. Vang jy? Selfs die gesprek oor haar bouery is nou vergete. Wel, seker nie vergete nie, maar Elzaan gaan waarskynlik nie praat oor die sinkende donker wolk wat oor haar eiendom hang nie. Hy vra, vang ek forel? O ja, ek probeer gereeld. Ek vlieg hengel en trek so van tyd tot tyd self een in. Hy lig sy bierglas. Cheers. Rikus rook sy vis ook self. Jy moet weet, jy woon in die hartland van Suid-Afrika se forelwaters, spog Clarissa. Miskien moet julle vir my eendag wys hoe om dit te doen. Vlieg hengel, sê Elzaan. Dit kan jy maar op daardie sexy maagie van jou skryf en met een van my ou stink oefen teehemde afvee, besluit Rikus. Hy gaan haar nie eens daarop antwoord nie. Word vervolg. En dankie dat jy luister.